you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing. Goeiedag kruiskykers, familie en vriende by die huis. Baie welkom by jou program The Heart of God met my Wian Hearn. Goeiedag aan jou. Ek wil hierdie program op 'n gepaste manier begin en ek wil net vra dat die Here my sal kalm maak, jou sal kalm maak om nou te luister na wat die Here op my hart gelê het. Maak jou oogies toe. Vader in die hemel, ek sê vir U dankie vir nog 'n voorreg, Here, om hier te kan sit, Here. Here, om nie my wil te doen en om nie te spreek wat ek voel dit belangrik is nie, maar wat U voel belangrik is vir elke kyker, Here, om na te luister. Vader, ek kom vra dat U my gedagtes sal vul met U mond, Here, met my, Here Jesus, en in my sal leef en in my sal kom woon, Vader. Here, my God, dat U my so sal vul, Here Jesus, dat ek sal spreek, Here, net wat U wil hê, Vader. Seën elke kyker by die huis, Here Jesus, en vul hulle ook op met die liefde wat U in hulle harte geplaas het, Here. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Kykers en vriende by die huis, ek het so 'n woord hierso vir jou en die Here het met my gepraat om saam met jou te deel 'n woord uit die boek van Esegiel. En baie mense hou nie van die boek Esegiel nie, baie verstaan dit nie so lekker nie, want dit is apocalypse. Dit is moeilik om te verstaan, is 'n visie en dit praat van bene en Esegiel hoofstuk 37 praat van doorbene en dit is amper soos 'n boek soos Daniël en 'n boek soos Openbaring. Dis dieselfde tipe boeke. Maar ek gaan nou vir jou so 'n bietjie agtergrond gee van Esegiel en hoekom die Here met my gepraat het en gesê dat ek met dit saam met jou deel vandag. So luister wat die Here op my hart het vir jou. En jy weet, Esegiel is geroep as a watchman on the wall. Hy was die ene wat die Here se boodskap moes gegee het vir die volk. En jy weet, die Here eerstens moet ons verstaan dat hy sou nie in judgment gekom het omdat die mens nie reageer het op die boodskap nie. Die Here sal hom verantwoordelik gehou het as hy nie die boodskap gegee het nie. Dit is waarvoor Esegiel verantwoordelik gehou sou word het as hy nie die boodskap afgegee het nie. So my boodskap is hier, my doel is hier vandag om hierdie boodskap oor te gee aan jou. Nie hoe jy reageer op dit wat hy vir jou sê nie. Dieselfde was dit met Esegiel gewees. So hy moes die boodskap net eenvoudig oorgegee het en dit is wat ek wil doen vandag. Ek lees vir jou hier uit die hoofstuk 33, ons gaan lekker gesels. Hoofstuk 33 van die boek van Esegiel en ek gaan vir jou lees the New Living Translation. Gaan ek vir jou lees, dit is maklik verstaanbaar. En ek voel net ek wil vir jou lees in Engels. The Watchman's Message. Chapter 33 of Ezekiel from verse 10 I'm reading. This is to the nation of Israel. Son of man, give the people of Israel this message. You are saying, our sins are heavy upon us. We are wasting away. How can we survive? As surely as I live, says the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of wicked people. I only want them to turn from their wickedness, from their wicked ways, so they can live. Turn, met 'n uitroepteken. Turn from your wickedness, O people of Israel. Why should you die? Son of man, give your people this message.
The righteous behavior of the righteous people will not save them if they The righteous behavior of the righteous people will not save them if they turn to sin. Nor will the wicked behavior of the wicked people destroy them if they repent and turn from their sins. The wicked behavior of the people will not destroy them if they repent and turn from their sins. Dit is 'n baie belangrike woord en jy moet luister. When I tell righteous people that they will live, but then they sin expecting their past righteousness to save them, then none of their righteous acts will be remembered. Baie mense dink as hy iets goed gister gedoen het, dat dit sal hom red eendag. Dit werk ongelukkig nie so nie. Die Here sê, none of their righteous acts will be remembered in that day. I will destroy them for their sins, sê die Here, sê Esegiel hierso. And suppose I tell some wicked people that they will surely die, but then they turn from their sins and do what is just and right. For instance, they might give back the debtor's security, return what they have stolen, and obey my life-giving laws, no longer doing what is evil. If they do this, then they will surely live and not die. Jy weet, here's good and evil displayed in front of us. If they do this, then they will surely live and not die. None of their past sins will be brought up again, for they have done what was just and right, and they will surely live. For they have done what is just and right, so their past sins will not be brought up again. Your people are saying the Lord isn't doing what's right, but it is they who are not doing what is right. It is the people. For again I say, when righteous people turn away from their righteous behavior and turn to evil, they will die. This is judgment on the nation of Israel. And you know, people don't hear the message of judgment anymore in our churches. It is not a very popular thing to preach that God will judge us. But if wicked people turn from their wickedness and do what is just and right, they will live. O people of Israel, you are saying the Lord isn't doing what is right, but I judge you according to your deeds. Amen. Ag, prys die Here vir die woord, jy weet. We are being judged according to our deeds, what we do in life. You know, God is the ultimate judge. And He says in His word that He will judge the nations. He will judge the people. And every one of us will one day appear before God and give account for our lives, what we have done with it. God is the ultimate judge. Now, first of all, we have to understand who Ezekiel is. Why did God give him this message? What was the reason for this nation's wickedness? The message is turn and live. Turn around. This was for the whole nation. I'm going to explain to you a couple of things here. First of all, you and I have to understand what the name of Ezekiel means. Ons moet verstaan wat sy naam beteken. Sy naam beteken God versterk. Hy is geroep as 'n pastor en as 'n profeet vir die nasie moes hy opgetree het. Nou as 'n profeet wys hy die rigting vorentoe aan wat gaan gebeur. En hierdie belangrike boodskap was aan hom gegee vir die nasie van Israel.
Want hy het gesien, God het aan hom gewys wat gaan gebeur vorentoe. En hy moet nie vir die nasie sê, dat draai terug en jy sal lewe. Jy weet, die Here het hierdie oordeel gebring oor die volk van Israel. En hulle was weggevoer in Babylonië. En hulle was daar in gevangenis, in exile. Judgment would come upon the people of Judah. Now, Jerusalem's fall, to understand, first of all, let me give you a bit of background into the book of Ezekiel. En hierdie boek van Ezekiel, ek kon nie net een hoofstuk gelees het en verstaan wat die Here vir sy volk gesê het en hoekom en waarom nie. Ek moet 'n groot overview gekry het van hoekom die Here hierdie boodskap gegee het. So ek moet baie leeswerk gedoen het. In Jerusalem het geval, eerstens moet ek en jy weet, in 586 voor Christus. Ezekiel's visions of hope to the people was conveyed to Israel, dat Israel sal opstaan van die ashoop en van die verlede. Al het die profeet geween oor wat verlore was, het hierdie profeet Ezekiel gedroom van 'n helder toekoms vir sy mense. Wanneer God se mense bely van hulle sondes, wat hulle ondergang veroorsaak het, en die Here die nasie in heiligheid weer oprig, sal daardie persoon nie meer langer verlore wees nie, wanneer 'n nasie bely. En as pastore, as mense in hierdie wêreld, het ons 'n verantwoordelikheid om die skape te voer. God se mense, dit is geestelik. Die geestelike mens en ook die vleeslike mens moet gevoer word, net soos 'n skaap gevoer word. Wanneer die Here boodskap het vir sy volk, stuur hy sy profete uit. As God se verteenwoordigers sal ek en jy verantwoordelik gehou word om die boodskap af te lewer van God en nie vir die mense se reaksie op die boodskap nie. Jy weet, turning away will bring a blessing to Israel. If you turn away from wickedness, God het gesê dat hy nie meer langer sal onthou van jou ongeregtigheid nie. Hy sal jou vergewe. God will raise his people to a new level of holiness so that he can once again dwell in their midst. Sonder 'n manier om God se glorie weg te haal van ons as mens af op aarde. En Ezekiel het hierdie boodskap gegee aan 'n nasie wat onder die hand van God uitbeweeg het en God se gees het hulle verlaat. Nou hoekom het God hierdie oordeel oor hierdie nasie gebring? Eerstens moet ons weet, afgoderry het hoogtyd gevier. Onsedelikheid en ondankbaarheid. Ons kan maar kyk en jy weet, jy kan vir my sê, Wian, hierdie boodskap was geskryf vir Israel baie jare terug. Maar hierdie boodskap is ook van toepassing van vandag onder ons mense. Die boodskap is turn and live. Wat het Johannes gedoen? Johannes was die voorganger vir Jesus. Hy het mense gedoop en hy het ook gesê, repent from your wickedness, because the kingdom of heaven is at hand. Daar is 3 redes hoekom die volk geval het van in Ezekiel. Dit was afgoderry, onsedelikheid en ondankbaarheid. Die mense was baie ondankbaar gewees. Nou as ons kyk hier in die boek van Ezekiel, hier is soveel wonderlike hoofstukke wat ek gemerk het en 'n paar dingetjies wat ek saam met jou wil deel. Eerstens wil ek vir jou sê, die gees van die Here was met Ezekiel gewees. Nou as ek nou kyk hierso, Ezekiel het die call gekry. Ek lees vir jou hoofstuk 2 in die New Living Translation. Stand up, son of man, said the voice. I want to speak with you. The Spirit came unto me as he spoke, and he set me
He set me on my feet. I listened carefully to his words. Son of man, he said, I am sending you to the nation of Israel, a rebellious nation that has rebelled against me. They and their ancestors have been rebelling against me to this very day. They are stubborn and hard-hearted people, but I am sending you to them, says the Lord, the sovereign Lord. And whether they listen or refuse to listen, for remember they are rebels, at least they will know they have had a prophet amongst them. Here, hierdie woord praat so direk vandag met ons. God is sending Ezekiel with his spirit to the nation of Israel. God said to him that people are stubborn. Op 'n ander plek in die Bybel word hulle genoem stiff-necked people. Hulle is soos iemand wat loop met daardie nekstit as hulle jou nek seer gemaak het. Hulle kan amper nie links of regs draai nie. Dit is hoe die mense vandag is. Hulle wil nie die woord van God hoor nie, of hulle hoor dit, maar hulle wil nie verander nie. Is dit so? Ezekiel sê hierso, remember they are a rebellious nation, but I'm sending you to them with this word. O, dit is so 'n relevante woord, Here, vir die dae waarin ons lewe. O, ek dank U, Here, vir hierdie woord. Ek word ook net so oorweldig met wat U vir my sê deur die profeet Ezekiel. U sê in die woord soveel maal, turn and live. Maar die Here sê ook vandag dat hy is die ene wat sy nasie sal red. Son of man, say aan Ezekiel, do not fear them or their words. Don't be afraid, even though their threats surround you like nettles and briars and stinging scorpions. Do not be dismayed by their dark scowls. Even though they are rebels, you must give them a message, whether they listen or not. But they won't listen, for they are completely rebellious, son of man. Listen to what I say to you. Ek kan net aangaan, weet jy wat? Hoofstuk 3 sê hierso van Ezekiel, the voice said to me, son of man, eat what I'm giving you. This is a scroll. Then go and give this message to the people of Israel. So I opened my mouth and he fed me the scroll. Fill my stomach with this, he said. And when I ate it, I tasted it. It was as sweet as honey in my mouth. Go, tell the people of Israel, give them my message. I am not sending you to a foreign people whose language you cannot understand. Jy weet, die mense was hier weggevoer in gebondenheid, en they went into exile into Babylon, and where they lived for many years in exile. En Ezekiel was self daar gewees in gevangenis, maar hy het 'n boodskap gehad vir sy volk van Jerusalem. En God wou gehê dat hy met hierdie boodskap gee, ongeag of die mense luister of nie luister nie. En Ezekiel tree hier op as a watchman on the wall. En hier is die kommissie van hom as a watchman. After 7 days, the Lord gave me a message. He said, son of man, I've appointed you as a watchman for Israel. Whenever you receive a message from me, warn the people immediately. If I warn the wicked, saying, you are under the penalty of the death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins. Jy weet, Ezekiel is so 'n wonderlike boek dat dit spreek so reguit met ons. Jy het vandag 'n keuse. Jy kan luister na dit wat ek vir jou sê hier, of jy kan jou hart verhard en omdraai en wegloop. Jy word nie verplig om te luister na wat ek vir jou sê nie, of wat Ezekiel vir jou sê nie.
Maar die boodskap is baie duidelik. Turn and you shall live. Dit was die boodskap aan die nasie. Dit was eerstens hoekom hulle weggevoer was. Ek het so baie wat die Here vir my gegee het, wat hy wil hê, ek moet saam met jou deel, maar my tyd is so beperk, en hierdie is so 'n wonderlike woord, en so, hierdie boek van Esegiel, so baie waarhede in, wat ek saam met jou kan deel. Maar laat ek praat, en laat het wees volgens die wil van die Here, en nie my wil nie. Luister hier wat gebeur, Esegiel was so concerned about the nation, he was heartbroken, he was terrified in the same place. Die Here sê in die woord van Esegiel, dat toe Esegiel die opdrag kry om vir sy nasie te gaan sê, het hy op sy gesig geval. Want hy het homself nie goed geag om hierdie boodskap oor te dra nie. Net soos Moses het 'n hakkelprobleem gehad, en Aaron was sy spokesperson. Jy weet, en nie een van hierdie mense vind dit goed om hierdie boodskap oor te dra nie. Ek myself, Wian, vra vir myself baie keer, Here, het U regtig my gekies om te praat met U volk, om U volk te onderrig in woord, en om te vertel van U liefde. Soms nog steeds baie kere dan kwalifiseer ek nie myself nie, om te sit en te praat met jou nie. Jy weet, mense kyk na standaarde, hulle kyk na wat jy aantrek, na wat jy ry in jou motor, hulle kyk waar jy woon, dan oordeel hulle jou volgens dit. Maar God kyk na die mense hart, en hy sien wat in jou is, en dit is op grond daarvan dat hy dit goed ag, vir my om hier te sit. Want status het ek nie in hierdie lewe nie, en ek begeer ook nie status nie. Maar die Here gee aan my en jou hierdie woord. Ek wil stilstaan so 2 minute by Esegiel hoofstuk 34. Then the message, dis net 'n paar dingetjies waaroor die Here so bekommerd was. Then the message came to me from the Lord. Esegiel word genoem Son of Man baie keer in hierdie boek. Hy tree op soos Jesus Christus optree in die Nuwe Testament, Son of Man. Son of Man, prophesy against the shepherds. Kyk hier, wat doen die shepherds in hierdie dae? The leaders of Israel, give them this message from the sovereign Lord. What sorrow awaits the shepherds who feed your shelves instead of your flocks? Jy weet, die herders het hulle self beginne voed. In vandag se kerke sien jy dit baie keer. Hulle is meer besorg daaroor oor die hulle kerk en hoe die kerk lyk en hoe hulle vorder. Daar word meer gevra, het ek goed gedoen? Maar moet dan nie eerder gevra word nie, het God se boodskap uitgegaan nie. Jy weet, hier what sorrow awaits the shepherds who feed yourselves instead of your flock. Die herders in hierdie tyd van Esegiel het nie meer die skape gevoed nie. Hoeveel kere in die boek, Petrus word 3 keer gevra in die boek van die Nuwe Testament, in die Gospel, if you love me, feed my sheep. Die Here 3 keer aan hom daardie vraag gevra, het kwaad geraak, maar dit is 'n vergelyking en 'n teenstelling wat die Here gemaak het, van hy 3 keer die Here verloon ook. Jy weet, die Here wil seker maak, hy bedoel wat hy sê, hy is lief vir die Here. En as hy lief is vir die Here, gaan jy sy skape voer. If you love me, feed my sheep. Shouldn't the shepherds feed their sheep? As die vraag hier, you drink the milk, wear the wool, and butcher the best animals, but let your flock starve. Die skape is honger. You have not taken care of the weak people. You have not tended the sick or bound up the injured. You have not gone looking for those who have wandered away and are lost. Instead, you have ruled them with harshness and cruelty.
So my sheep have been scattered without a shepherd. Hoeveel van God se mense is nie vandag verstrooid nie? Hoeveel mense sit by die huis, hulle gaan nie meer kerk toe nie, want hulle is seer gemaak? Hoeveel kom kerk toe? Die kerk is veronderstel om 'n safe haven te wees. Hulle vertrou die mens, hulle vertrou die pastoor, môre om môre lê alles wat hulle gedeel het in die kerk daar buitekant. My sheep are scattered. Dit is 'n baie boodskap vir priesters, vir pastore ook, dat die ministry is nie jou ministry nie. Dit is God se bediening. Vir jou wat tot die bediening getree het, moet nooit vergeet nie. Jy is eintlik geroep om ander mense te dien. Jy is eintlik geroep om te kyk na God se mense. En as jy nie God se mense voed met woord nie, en met voedsel nie, dan is jy besig om jou koninkryk op te rig, en nie God se koninkryk nie. Ek is nou jammer, maar ek sê dit met baie nederigheid. Dit het gebeur in die tyd van Esegiel in hoofstuk 34, dat God vra deur die profeet Esegiel, waar is my skape? Hulle is oral. Jy weet, en hierdie boodskap van Esegiel, ek kan nog aangaan en aangaan, maar daar is nie tyd nie. Ek het soveel dinge op my hart, maar die Here glo ek het gedoen wat hy moet doen. Hierdie boodskap van die Here loop uit op oorwinning vir die volk van Israel, en die Here het hulle weer agterna. In Esegiel hoofstuk 37 kan jy sien dat hy het weer lewe gegee aan die droë bene. Hy het weer sy volk restoreer. Jy kan maar lees in hoofstuk 40 van hoofstuk 40 af. God restored his nation again. But God caused this calamity to come upon his people because of disobedience, because of ungratefulness. Het hy vir hulle laat wegvoer. Hy het die hele koninkryk laat omkom. En weet jy wat? Ek sien baie keer in vandag se lewe dat ons nasies en ons volke en ons regerings het nie meer die vrees van die Here nie. En jy weet, die Bybel sê die vrees van die Here is die beginsels van kennis. Hierdie nasies dink hulle is so groot en so sterk. Daar word baie keer gevra, een van ons leiers in ons land, ek wil nie sy naam noem nie, maar hy is aan die hoof van die rooi party. Hy het gevra, where are your gods? Michael Cassidy het geantwoord, be careful, slowly. Jy wat sê, daar is geen God nie. Jy weet, ons lewe in hierdie tyd wat mense dink, daar is nie 'n God nie. Maar kyk wat het die Here gedoen in hierdie boek van Esegiel. En die Here het hier 'n spesifieke aanstelling en teenstelling gebruik om te wys dat hy is die God, om vir hulle te bewus te maak dat hy is the sovereign Lord. En daai word so baie keer aangehaal in die boek om te wys vir die mense dat hy is hulle God. He is also the son of man, hy tree op as die seun van die mens. Maar Esegiel sê hierso vandag, die boodskap is vir die volk dat turn and you will live. Hy tree op as a watchman on the wall. Hy gee vir hulle die boodskap, turn from your wickedness and you will live. Ek hoop jy kry die boodskap, want my hart is dat jy hierdie boodskap kry. Ek gaan weer op 'n keer praat oor hierdie boek van Esegiel. En dit is ook 'n relevante woord in die tye waarin ons vandag lewe. Ons mense so hardkoppig geraak en so reg in hulle eie oë dat die boodskap van die Here word nie meer aangeneem nie. Kom ek bid vir jou waar jy is. Ek vra net die Here dat hy ons genadig sal wees en so sy hand uitgesteek het herhaaldelike kere na die mens toe. So steek hy vandag sy hand hier uit na jou toe. Vader in die hemel, kom maak my hart stil, kom maak my gedagtes stil. Here my God, ek vra Here, U het Esegiel uitgestuur as 'n boodskapper.
wat op die muur gesit het en gesien het. Hy is as 'n profeet opgerig om die mense te waarsku van hulle sonde, van afgodery, onsedelikheid, Here Jesus, ondankbaarheid. Mens, Here, die wat hierdie boodskap vandag hoor, dat hulle het sal aangryp. Hierdie boek van lewe is nie net gegee vir 2000 jaar terug nie, maar is so relevant vir die tye waarin ons leef. My God, U gee die boodskap dat draai terug en jy sal lewe. My broer en my suster wat na my luister, ek bid dat jy sal terugdraai en sal lewe. Jy het so lank rondgedwaal, maar die Here is hier vandag met sy hand uitgestrek. Draai terug en jy sal lewe. Here, dankie vir so relevante woord. Dankie dat U weer hierdie volk restoreer, Here. Dat as ons na U toe sal draai, dat U ons nie sal verwerp nie. Maar Here, hier is ons, ontmoet ons nou. En ek vra dit in Jesus magtige naam. Amen. Kykers, familie en vriende by die huis, dankie dat jy gekyk het na hierdie boodskap. Mag die liefde en die vrede van die Here met jou wees, van nou af tot in alle ewigheid. In Jesus naam. Amen. Totsiens. He will rejoice all over you. He will rejoice all over you. If you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing.